Goeiedag, ons is by sessie 72 en vraag en antwoord 120. Die vraag is, waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? En dan kom die antwoord, sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat hy ons veel minder as dit wat ons van hom in die geloof bid, sal weier as wat ons vaderse aardse dinge ons sê. En dan is die vraag en antwoord 121, waarom word hierdie bygevoeg wat in die hemel is? En dan die antwoord, sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie, en van sy almag alles verwag wat ons vir die liggaam en siel nodig het. Skalk, ja, kom ons praat dan, ons bid, ons Vader wat in die hemel is. Ja, kyk, interessant dat die woord Vader vir God, die aanspreek van Vader, was nie 'n Ou-testamentiese ding nie. Die Israel het dit nie gedoen nie. Dat is interessant. Ja, hulle het, dit is typies die Abba. Abba. Hulle het nie, God is nie as Abba in die Ou Testament ooit aangespreek, eintlik. Behalwe, jy weet dat die volk partykeer sou sê, u is ons Vader, met dan in die sin van, u is die skepper van die volk, en die, en ons, as ons verduidelik het, moes nou eenvoudig gesê, die Vader is die Ou Testament God. En die Seun is mos nou Jesus en die Heilige Gees een later. So dis interessant dan, Kyk, ja, kom ons sê, wat eers so, God is drie-enig van die begin af. Ek meen, God is nog altyd Vader, Seun en Gees. Toe ons skepper God, toe die Vader van ons Here Jesus, want dis waar ons altyd moet begin, by die Vader van ons Here Jesus. Hy leer ons hierdie gebed bid. Hy maak ons deel van hom, wat mag sê Vader. Gids, anders sou ons dit nie kon doen nie, maar hy is die enigste een wat van nature die reg het om te sê Vader. Maar reg aan die begin, het God drie-enig, 'n verbond met God self gesluit. God het gesê, God het geweet, as ek mense maak met 'n vrye wil, want ek wil mense maak met 'n vrye wil, ons gaan nog oor die wil van God ook vorentoe praat, laat u wil geskied op aarde soos in die hemel. Maar God het mense gemaak met 'n wil, wat kan kies teen hom, want hy wou ons nie dwing om hom lief te hê nie. Ware liefde, God is liefde, en ware liefde wil 'n vrye antwoord hê. God wil hê dat ons mensdom met vryheid en met 'n vreugde moet sê, Vader. En God het geweet, dat ons vrye wil gaan ons gaan koppig raak en ons gaan ons eie pad loop. Moet hy nou die skepping los? Moet hy ons masjienkies maak wat nie anders kan as om gehoorsaam te wees nie? En God het besluit, nee. En toe het God die Vader en die Seun en die Heilige Gees by wyse van spreke in gesprek gegaan met mekaar. En die Seun het gesê, maar hy sal betaal. Hy sal mens word en betaal vir die sonde van die mensdom. En die Gees het gesê, en ek sal in hulle woon om hulle hart nie te maak, sodat hulle u van harte kan lief hê. So, dwars deur die Bybel is Vader, Seun en Heilige Gees daar, die Heilige Gees in die Ou Testament ook, maar veral vir profete en konings en die klas van snare, wat nou 'n besondere inwoning van die Gees nodig gehad het. Maar, en dan in die Nuwe Testament, as die Here Jesus kom, dan gee hy vir ons in homself die toestemming om kinders van God te wees soos wat hy kind van God is. Dis 'n verbuisterende ding wat hy doen. Is dat hy wat van ewigheid af die Seun van God is, kom nou vir ons stakkers, dus die Hollanders het hierdie woordjie stakker, vir ons ellendelinge,
Ek hou nogal van die woord stakker. Hy kom vir ons stakkers, kom hy sê, maar julle kan vir God sê Vader. Hoekom? Want hy kom om vir ons te sterwe, hy kom om vir ons te betaal. Hy kom uit die Ou Testament verbond uit, né? Die verbondenheid van God oor 'n lang periode met mense. Maar interessant, die Ou Testament het nie daai persoonlike aanspreekvorm gehad van Vader nie. Nee, hulle het nie, nee, hulle het nie daai as persoonlike aanspreek. Hier breek die nuwe ding deur. Kyk, onthou as God in Exodus, as God as Moses vir Farao sê, laat my volk gaan. God wil sy volk laat gaan, dan noem God sy volk sy eengebore seun, sy eersgebore seun. Die konsep is daar so. Die konsep was daar, maar die werklike noem van God as Vader is dit absoluut 'n Nuwe Testamentiese ding. En dit is 'n nuwe Exodus. Kyk, hierdie hele gebed, die ons Vader gebed, is 'n Exodus gebed. Hier word ons in hierdie gebed leer Jesus vir ons nuwe status. So ons is hier besig eintlik met die keer wat Jesus ons dit nou vir dis die eerste Sondagskoolles. Ons sit by hom en hy leer dit vir ons. Hy sê, dit was altyd so, maar nou kom sê ek dit vir julle. Ja, dis mooi, dis nogal mooi. Want mens besef dit nie. Ons lees ons nou hierdie gebed en ek weer eens die konsep is, Vader, kom in die hele Ou Testament uit, jy weet, dis 'n lang storie, 'n ou storie, maar ons sit met 'n radikale nuwe ding. 'n Radikaal nuwe ding. En dit is, hierdie gebed is alleen moontlik omdat Jesus gekom het om vir ons te kom sterwe. So sy hele lewe as mens voor sy kruisiging en na sy kruisiging, sy opstanding, is saamgevat. Hierdie is 'n opsomming van Jesus. Ons Vader wat in die hemel is. Daar's altyd 'n onthou dat hy is nie maar net 'n pappa nie. Hy is nie, die woordjie Abba in die Nuwe Testament. Mense maak daarvan papi of iets van die aard. Nee, jy het jou mees geëerde leermeester, het jy aangespreek as Abba. Dit is 'n woordjie, daar sit 'n verbondenheid in, maar daar sit 'n groot ontzag in. Daar sit 'n diepe respek en eerbied in. Dit word nie, Abba word nie sommer papi nie. Abba word Vader. Ons Vader in die hemel, hy is ons leermeester, hy is ons verlosser, hy is ons redder, hy is ons skepper. Maar daar sit hierdie innige verbintenis wat deur Jesus waar word. So Jesus se lewe is gekenmerk deur gebed. Jy weet, jy die hele moeilike dag vol dinge en dinge, en dan lees ons dat hy die aand bergop gaan om die hele nag daar te bid. Want hy wil met sy Vader gemeenskap hê, hy wil met sy Vader gesels, hy wil sy hart voor sy Vader uitstort. So wanneer ons sê wat in die hemel is, want weer eens, Christus is ook op aarde by ons, maar wanneer ons dan bid, wat in die hemel is, dan is dit hierdie ontzag vir God wat mag het oor alle realiteite. Dis reg, kyk, onthou nou, hemel is nie 'n plek daarbo iewers. Dat as jy nou met een van SpaceX se goed opgaan en jy gaan ver genoeg op, of jy stuur daai teleskope in die lug in, dan gaan hulle op die ou einde opspoor as hulle genoeg ligjare getrek het nie. Nee, hemel is 'n ander manier van bestaan wat hier is, wat oral is. Ons gaan later daar praat oor koninkryk van God, nie, laat die koninkryk kom, gaan ons weer daarby aandak, nee. Ons gaan weer daarby aandak. Dis nie net 'n ding wat ver lê of in die toekoms lê of onsigbaar is nie. Vir my is die hele die teks waarna ek altyd weer terugkom as ons oor hemel dink, is daar waar ou Elisa se knegg na Elisa toe kom met groot oë en sê, nou is ons in die moeilikheid. Hier is 'n hele klomp leers en mense, hulle wil ons kom doodmaak. En dan sê Elisa vir hom,
En dan sê Elisa, Here, maak oop sy oë, dat hy kan sien dat die wat by ons is meer as die wat hier is. Ja, En dan gaan hy ou sy oë oop, en dan sien hy, my gats, die hele tyd is hier 'n hele leermag van engele, en vuurige strydwaans en al sulke goed, en hy het dit nie gesien nie, hy het nie geweet nie. Hulle is nie daar ver bo nie, hulle is hier. Daarom kan Jesus vir ons sê, met sy hemelvaart, kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die einde. So, die hemel is nie daardoor nie. Dis nie 'n Vader wat ver is. Dis nie 'n Vader wat ver is nie, dis 'n Vader wat anders is. Ja. Vader wat nader is en anders is. Wat nader is en anders is. Maar Skalk, dit is 'n groot, jong, ek vermoed in ons teologie, ons grootword teologie, het daai ding diep ingeburger geraak, né? Ja. Van die hemel en die afstand. Ja. En die besef, daai half besef dat God by ons is in sy mag en majesteit. Ja. As ons hierdie gebed bid. En miskien help die gebed vir ons om so Elisa dit te sien, né? Die gebed help ons om goed te sien wat ons nie voor ons oë sien nie. Dis reg. Marius, weet jy, en daar is mense wat deur die eeue heen beleef het, dat die dun membraan wat ons van die hemel skei, dat daai membraan deurskynend raak. En dan sien hulle, dan word hulle bewus van 'n enorme, onbegryplike teenwoordigheid. Dit het met my een nag gebeur, 2:00 die oggend, in die straat van Stellenbosch. Waar ek na lang worsteling met God, of hy bestaan en of hy nie bestaan nie, en ek was op die punt wat ek wil sê, ek het my lewe lank nog bely dat God lewe, maar ek gaan nou bely, want dis nou die tyd, daar is geen God nie. En ek vang my dat ek sê, daar is tog 'n God, in die volgende oomblik, Marius, ek kan vir geen mens beskryf nie, skyn 'n goue lig om my. Ek is so nugter soos wat jy kan kry, maar ek staan in 'n lig wat ek vir geen mens kan beskryf nie. Dan word daar's baie mense wat sulke tipe ervarings gehad het, maar dan word die membraan tussen ons en God se manier van bestaan, word dan deurskynend vir 'n oomblik, nee? En dan spring hy weer terug in sy plek. Maar selfs, ek dink die mooi ding ook, né, die kere wat jy dit self nie kan sien of ervaar nie, is daai membraan tog naby in opsig dat jy behoue bly. Dis nie behoue bly ons Vader wat in die hemel is. Om by kere te kan kom, te kan sê, maar ek kan dit nie, God moet mos naby wees, maar ek voel hom nie naby nie. En ja, dis hoekom die Bybel nie oor gevoelens praat nie, maar oor geloof. Geloof is om God op sy woord te neem dat hy hier is. Partykeer seën hy ons op 'n ongelooflike manier dat ons bewus word van sy teenwoordigheid. Maar die meeste van die tyd bly ons gedagtes dom en aards en bly ons blind. Maar wat 'n wonderbare God is dit nie, dat hy soek met ons gemeenskap. Hy wil hê dat ons met hom gesels. Weet jy, dit was een van die wonderlike goed toe ek ontdek, eintlik wil God hê dat ek met hom gesels. Ek het nie, want jy weet, partykeer weet 'n mens nie wat jy wil bid nie. Jy voel jy moet bid, maar jy het nou nie eintlik iets om te sê nie. Eintlik wil God maar net hê ons moet met hom gesels. Sê, liewe Here, daar was mos hierdie ou dominee Lou op Stellenbosch wat baie naby aan die Here gelewe het by Studentekerk, en hy het eendag toe die kerk so chock-en-blok vol sit, vertel die storie, het hy so teruggestaan en gesê, Engel Gabriel, wat sê jy hiervan? Dit kan amusant vir daai studente gewees. Dit was, maar hy het met so 'n absolute teenwoordigheid van die Here gelewe, daar was niks ver vir hom nie. Maar weer eens, ek dink ons gebede, ons bid die gebed vir 'n God wat ons nie dink hier is nie.
Ja. Omdat ons hom nie kan sien nie, en die Ja. gebed, soos wat jy mooi verduidelik, begelei ons in 'n stilte en 'n wete van 'n God wat gedurend by ons is, en ons die deursettingsvermoë gee om geduldig te wees. Ja, ja. Maar Skalk, ook so, kom ons kyk net besprekingsvraag. Baie mense spreek God sommer deesdae as pappa aan. Hoe voel jy daaroor? Jy het nou iets daaroor gesê, Skalk, en dan prikkel vir 'n gedagte vir die volgende keer. Hoekom moet die heiligheid van God se naam ons eerste bede wees?